Van die back-and-closure krisis tot munisipaliteite wat verbrokkel. Suid-Afrika se platteland staan onder druk en politieke partye weet dit. Vandag gesels ons met Corneille Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus, hier by Nampo Oostdag, oor die regering van nasionale eenheid, die geveg om landbougemeenskappe se steun en die party se plan vir die munisipale verkiesing. Corneille, baie welkom. Baie dankie, groot waardering. Corneille, dit is nou jou eerste besoek aan Nampo en hoekom is jy vanjaar hier? Is dit in jou eie hoedanigheid of as politikus? Nee, ek is hier in my eie hoedanigheid ook, maar ek is eintlik hier as leier van die Vryheidsfront Plus. Die hele situasie rondom Nampo en ons hele landbougemeenskap in Suid-Afrika is die Vryheidsfront Plus van enorme belang. En die Vryheidsfront Plus het 'n geskiedenis dat ons vir die afgelope 25 jaar gereeld elke jaar Nampo besoek en hierdie jaar is weer so geleentheid. Ja. Hoekom is boere vir die Vryheidsfront so belangrik? Ek moet sê, op 'n persoonlike vlak, toe ek leier van die party geword het, ek gesê, die belangrikste ding om te doen is, gaan posisioneer die party reg langs wat brand in die harte en siele van jou eie mense. En as jy wil weet wat in ons mense se harte brand, kom kyk by Nampo wat hier aangaan, kom praat met ons eie mense en jy sal dadelik weet wat gaan regtig aan. En in 'n breër konteks, die landbougemeenskap in Suid-Afrika is so 'n sleutelrolspeler in ons hele ekonomie, dat 'n mens kan nie bekostig om nie hier te wees nie. Hierdie jaar lyk die omstandighede by Nampo bietjie anders weens die back-and-closure krisis. Ek dink dit is ook die eerste keer wat daar nie gesplete hoewe diere is nie. Wat is jou mening daaroor en veral hoe die regering en John Steenhuisen, die minister van Landbou, hierdie krisis hanteer? Dit is eintlik ondenkbaar dat jy 'n Nampo kan hê sonder gesplete hoefdiere wat net nie hier is nie. Dit is ongehoord. En die ironie is, aan die een kant vind hierdie einkoms plaas tydens die enorme krisis in die landbousektor rondom back-and-closure. Die positiewe is dat ten spyte daarvan gaan dit voort soos altyd en die boere maak 'n plan, soos wat ons altyd weet, 'n boer maak 'n plan. Ons kan dit hier in die praktyk sien. Maar ek dink die landbousektor is 'n enorme krisis rondom back-and-closure. Dit is ongekend. En dit het enorme afmetings. Ek het so 2 weke gelede 'n belangrike boeredag kom bywoon, ook hier in die Vrystaat. En is ons ingelig presies oor die omvang van back-and-closure. En dit is skrikwekkend eintlik. En mense moet nie naïef wees en dink dit is 'n ding wat maklik gaan weggaan. Hier is 'n groot probleem. Nou dit is so dat minister Steenhuisen is verantwoordelik daarvoor om dit te hanteer van sy departement se kant af. Ek kan op 'n politieke basis sê wat ek regtig dink, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek dink hy het 'n enorme uitdaging om te hanteer wat dit betref. Ek dink daar is fatale foute gemaak in die proses en die antwoorde is eintlik voor die hand liggend. Mense moet maar net luister na die mense wat regtig weet en ophou luister na die mense wat nie weet. Ja, back-and-closure het groot skade aan die bedryf natuurlik nou veroorsaak. Wat het die krisis blootgelê oor Suid-Afrika se biosekuriteit en die staat se vermoë om sulke uitbrekings te bestuur? Dit is verskriklik. Jy weet, Suid-Afrika het ons 'n vermoë gehad op verskillende terreine was ons op die voorpunt gewees. Biosekuriteit was een gewees, back-and-closure was een gewees, in verskeie sektore. Ek vat die energiesektor, die hele gedagte van korrelbed kernreaktors. Dit is hier ontwikkel. Ons het dit prys gegee, nou word in Amerika weer van vooraf gedoen en ons verloor daardie kundigheid. En dieselfde het gebeur hier rondom. Suid-Afrika was 'n wêreldleier oor back-and-closure, onderste poort het die voorbeeld gestel van hoe dit gedoen kan word, maar ek is bevrees onder 30 jaar van ANC regering het ons daardie vermoë verloor en nou moet ons skarrel om enstowwe te probeer kry uit ander dele van die wêreld. Is ongedenkbaar. Hoe beplan die party om die stemme wat die DA verloor het weens die manier hoe Steenhuisen die back-and-closure krisis hanteer het op te tel? As ek wil stout wees, dan sê ek ons hoef dit nie op te tel nie. Hulle stroom van self. Sure. Okay. En dit is die werklikheid. Ek kan vir die syfers wys van mense wat by die party aansluit en sosiale media is 'n baie goeie aanduiding van mense se gevoelens. Die mense is baie openlik daaroor om te sê tot hier toe en nie verder nie. So op die oomblik word die party oorval deur mense wat na die party toe stroom en baie sê, die meerderheid sê ons het nie verlede vir die DA gestem en ek verstaan dit. Ek respekteer elke kiezer se besluit. Hy besluit self hy of sy waar hulle wil stem, dit is hulle goeie reg. Maar op die oomblik, ek dink my strategie om te sê ek wil my posisioneer by wat brand in my eie mense se harte en siele is 'n suksesvolle benadering en ons gaan daarmee voort. Die tweede deel wat ek dink 'n groot sukses daarvan maak is ek het 'n doelbewuste besluit geneem toe ek leier geword het om nie deel te word van die uitvoerende gesag nie. Ek staan buite die uitvoerende gesag. En dit beteken dat die president het geen houvas op my nie. Ek vra hom niks, ek sê hom niks. As ek die buiteland besoek, soos verlede jaar 2 keer by die Withuis en later hierdie jaar gaan ek volgende maand gaan ek na Londen toe verkoop. Hoef ek hom nie te vra nie, ek het nie sy toestemming nodig nie. Ek dink dit is die regte strategie dat jy buite staan en so kan jy effektief jou mense se belange hanteer. Is daar enige syfers of persentasie wat jy min of meer kan verklap wat jy vermoed
stemme moontlik van die DA na Vryheidsfront meer geraak het? Kom ek sê, ek dink dit is redelik sterk en redelik oorweldigend. Die party se steun op die oomblik kom uit verskillende segmente van ons gemeenskap uit. Kom ek begin eers ver. Ons kry hier geweldige steun uit die Engelse gemeenskap uit tans. Plekke soos die Oos-Kaap, Natal, en elders wat stroom na die party toe. Ook uit ander gemeenskappe uit, mense uit die wit gemeenskap, bruin gemeenskap, swart gemeenskap, kom baie sterk na vore na die party toe. Maar nou is die vraag, wat maak Afrikaners? Wat gebeur binne daardie konteks? En dit was so, daar was 'n tyd gewees, jare wat gelede, wat mense spontaan gesê het, man, jy moet stem vir die DA, want dit is die groter party, wat natuurlik 'n drog argument is. Ek wil sê, Marula Media se peiling verlede week was absoluut insiggewend. Natuurlik is dit binne die konteks van Marula Media en mense wat Marula Media se goeders lees en besoek, so jy weet met wie jy mee te doen het. Maar as 'n peiling gaan tot amper 20.000 mense wat daaraan deelneem en stem, dan is dit nie manipuleerbaar nie. Jy kan nie 'n ding van 20.000 mense gaan probeer kunsmatig manipuleer nie. En interessante ding is, baie keer kry so 'n ding gou-gou 'n patroon, dat jy kan sien waar die steun trek. En van die begin af was baie gou-gou die Vryheidsfront Plus gestaan op 54%, die DA op 39%. En hy het regdeur so gebly. Nou die interessante ding is, mens moet realisties wees, dis binne die echokamer van die solidariteit en groeperinge en ander mense wat gemaklik voel met Marula se benadering ensovoorts. Maar die belangrike ding is, 'n jaar gelede was dit maklik 80-20, maar toe in die guns van die DA gewees. En hy totaal nou omgeswaai na 54-39. Nou goed, dis nog lank voor die verkiesing wat gaan kom. Ja. Die veldtogte begin nou maar ek dink dit is 'n sterk aanduiding van wat ek self prakties ervaar op die grond. So, in verband met die regering van nasionale eenheid, dink jy die RNE is besig om Suid-Afrika te stabiliseer of eerder om die ANC te red? Hy is veronderstel om Suid-Afrika te stabiliseer, maar hy is besig om die ANC te probeer red. Dit is 'n katastrofe. Ja. Ek is 'n groot voorstander van die gedagte van die regering van nasionale eenheid, maar dan beteken dit dat nie een van ons het 'n meerderheid gekry om alleen te kan regeer nie. Dit beteken ons kom bymekaar en ons sê, wat is belangrik vir jou, wat is belangrik vir my, en ons kom ooreen op 'n nuwe platform wat ons dan gesamentlik deurvoer. Die ANC sien dit nie vir 1 sekond so nie. Die ANC sien die ander vennote as daar om gebruik te word om maar net nog aan te gaan asof die ANC regeer, en dit kan tog nooit die antwoord wees nie. En die buitelandse beleid is 'n baie sterk voorbeeld daarvan. Ons is nog steeds besig met die ANC se buitelandse beleid om vriende te wees met al die goggalande in die wêreld. Ekonomiese beleid is nog steeds die ANC se beleid, so dit is werklik 'n probleem. En met die goed wat nou gebeur rondom president Ramaphosa, mag die dae van die regering van nasionale eenheid dalk getel wees. Hoe sê verskil die Vryheidsfront Plus van ander oppositiepartye en waar pas die party vandag in die veranderde Suid-Afrika se politieke landskap? Nou kom ek sê, my dierbare moeder leef, sy is 99 jaar oud, haar verstand is 100%, sy kritiseer my elke dag oor die politiek en sy volg elke berig. En een van haar gunsteling stellings is, 'n aanpassing is 'n teken van intelligensie. Jy moet kan aanpas. Ja. As jy nie kan aanpas nie, raak jy relevant. En dit geld vir die Vryheidsfront Plus ook. Jy moet kan aanpas by die omstandighede van dag tot dag wat in die politiek basies gebeur. So as jy kyk na ander politieke partye, ek dink ons mense sal baie gou vir jou sê, ook uit ander gemeenskappe uit. Jy weet presies waar jy met die Vryheidsfront Plus en sy mense staan. Hulle sê vir jou wat hulle dink, hulle sê reguit, dit is ons benadering, dit is wat ons glo en hulle het respek daarvoor. En ek dink baie mense kom om daardie rede ook na die party toe. Ek dink as jy gaan kyk op die breër politieke spektrum, het ons 'n unieke situasie in Suid-Afrika. Peilings sal vir jou sê, die meerderheid mense in Suid-Afrika beskryf hulle as Christene, dit is die feite. Die meerderheid mense beskou hulle self in terme van konservatiewe Christelike tipe waardes. So jy sit met 'n bevolking wat vir 80% op daai posisie geposisioneer is, wat konservatief en daardie waardes ondersteun. Dan sit jy met 'n liberale grondwet en jy sit met 'n woke regering. So daar's 'n totaal, as jy Engels kan gebruik, 'n disconnect tussen wat die mense se harte is en wat in die praktyk gebeur. En die Vryheidsfront Plus het doeteenvoudig inbeweeg in daardie gaping, daardie leemte, en ek dink dit is doodreël van hoekom ek dink die steun na toe stroom op die oomblik. Sure. As ons kyk na die huidige verval in dorpe, kyk die munisipale verkiesing is op hande. Wat beskou die party as die heel eerste deurslaggewende stap om 'n munisipaliteit weer op die pad na herstel te kry? Kom ek sê, ek het vanoggend gekom onder andere deur Viljoenskroon. Ja. En Viljoenskroon gaan binnekort grondpaaie hê in die dorp. Dit is haglik wat daar aangaan as jy kyk hoe lyk die infrastruktuur en die paaie ensovoorts. En dit geld vir elke plattelandse dorp feitelik deur Suid-Afrika. Dit geld vir die metro's op die oomblik. Ek dink kiesers moet besef, ons het op 4 November hierdie jaar, minder as 6 maande van nou af, die unieke geleentheid wat my betref om vir die eerste keer in 32 jaar
die dinge om te draai wat plaaslike regering betref. En dit beteken, mense moet sorg dat hulle geregistreer is en hulle moet van fisies stem. En gaan stem vir die party van jou keuse, gaan kyk waarvoor staan die politieke partye, wat is hulle waardes, en gaan stem vir waarmee jy kan assosieer. So die eerste belangrike ding is dat mense daai geleentheid gebruik maak, dat ons stadsrade verkies kan kry van mense vir wie dit regtig gaan oor die gemeenskap op die grond, wat regtig wil 'n verskil maak ook aan die lewe van ons mense elke dag. Dis skrikwekkend as ek gaan kyk wat gebeur in die afgelope, kom ek sê 30 jaar op plaaslike regering. Dit is nogal verskriklik om te kyk hoeveel kleiner dorpies en munisipaliteite reeds verval en die toestande van die dorpe. Het die Vryheidsfront al min of meer soos 'n oorsig van munisipaliteite en dorpe wat soos al prioriteit is, sou daar 'n verskil gemaak kan word Absoluut. vir die party en Absoluut. wie is hierdie dorpe? Absoluut. Kom ek sê, die Vryheidsfront is 'n nasionale party, bedoelende ons het steun reg oor Suid-Afrika. Ons het stadsraadslede tans in al 9 provinsies. Ons het wetgewerlede in 8 van die 9 provinsies en ons is een van die min partye wat sedert 94 konstant in die parlement nog altyd was en dit gaan verder uitbrei op daai basis. Dit beteken ons het goeie ervaring op die grond van wat tans uitspeel in elke dorp en elke gemeenskap in hierdie land. Die party gaan ver oor 1000 kandidaate in die verkiesing instuur en dit beteken ons het ons vinger op die pols oral waar dit gebeur. Maar in die finale instansie bly die bal in die baan van die kiezer self. Baie keer sê mense, man, ek is moeg vir die politiek, ek wil niks daarmee te doen hê nie. Ek sê jammer vir jou, die politiek is nie klaar met jou nie. Hy gaan met jou aangaan, want die stadsraad gaan regulasies maak, hy gaan belastings hê, wat jy gaan betaal, dan kry jy nie dienste daarvoor nie. So ons is regtig gemotiveerd, ons weet wat ons wil doen, ons weet hoe ons dit gaan doen, en ek het tog 'n idee dat die kiesers gereed is om daai verskil en verandering te bring. Dit is wonderlik om dit te hoor. Corneille, baie dankie vir jou tyd en geniet jou oesdag verder. Groot waardering. En sterkte met die verkiesing. Groot waardering, daar's 'n gesegde wat sê, when the going gets tough, the tough gets going. Die Vryheidsfront Plus is vol stoom vorentoe en dit is opwindend. Ek dink ons tyd het gekom.